Nou, geagte luisteraars, vriende, bekendes, dis nou al so lekker om saam met julle hierdie tydjies te spandeer en ek is opgewonde om dit te doen, maar ook om die geleentheid te kry om dit wat die Here vir my wys en wat ek lees en hoe die Here besig is om orde, en ek wil regtig dit orde noem, in my gemoed te kom skep rondom die regsny van die woord. Iets wat baie probleme skep tussen mense, Christelike mense, wat die wet as die basis van hulle saligheid kies om te onderhou en voortdurend dan die wette te gehoorsaam vir saligheid en in stryd dan kom met mense wat die genadepad loop en die vermenging van die twee bring dan baie keer verwarring en onsekerheid en onnodige twis. En daar's altyd hierdie stryd tussen, is dit wet wat my salig maak deur te doen wat die wette sê, of is dit die voltooide kruiswerk van Jesus wat vir my 'n genadige geskenk aanbied wat my salig maak. En dan ook 'n derde is wanneer die wet vir saligheid en die genade vir jou saligheid probeer vermeng word in die Bybel en jy uitkom by partykeer baie teestrydende dinge en dan is die reaksie van die mens gewoonlik is daar's 'n fout in die vertaling. Ek wil kom stil staan vanaand by wanneer die mens wet en genade vermeng. Ek wil die volgende net inleidend met julle deel. 'n Belangrike rede waarom daar soveel Christene verward, vreesbevange en onstabiel in leerstellings is eenvoudig net die volgende. Nommer 1. Hulle probeer om in twee verskillende dispensasies gelyk te leef. Die dispensasie van die wet en die dispensasie van genade. En omdat hulle in al twee dispensasies wil leef, gelyktydig, mis hulle die onderskeid en dan gryp hulle een teksvers wat Moses sê, 'n ander teksvers wat Matteus sê of wat Jesus in Matteus sê, 'n ander teksvers van Paulus en wonder dan hoekom niks vir hulle sin maak nie. Byvoorbeeld, as jy die boodskap van Petrus lees in Handelinge 2, dan moes die Jode hulle laat doop het deur 'n uiterlike teken om die Messias aan te neem. Hy stuur hulle uit, Matteus, die woorde van die Here Jesus, gaan verkondig die evangelie en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Markus sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. En dan vat hulle 'n teksvers van Paulus wat hy sê, hy het nie gekom om te doop nie, maar hy het gekom om die evangelie te verkondig. En dan kom hierdie konflik en mense sê, die Bybel het 'n fout. Maar daar is nêrens dat die Bybel 'n fout het nie. Die probleem is, ons gryp een teksvers in verskillende dispensasies en ons wil dit gelyk toepas en gelyk leef. Een probleem wat hulle dan noem, soos ek sê, is die Bybel is uit 'n fout. Maar ek wil vir jou sê baie duidelik dat God se woord sonder foute is, volmaak, volkome. Dis God se woord. As jy sy woord betwyfel jy sy godheid, sy almagtigheid, sy alwetendheid. Die probleem is die onvermoë van die mens
om reg te verdeel. Paulus sê vir Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 15, om jou beproef voor God te stel, om die woord van die waarheid reg te sny. En ek het al gesê, dis nie regsny om van verkeerd te onderskei nie, maar is om die regte woord op die regte plek te sit. Die woord van die waarheid, om dit reg te sny. Nie die leuen van die woord en die leuen van mens en die waarheid van die woord om dit te onderskei. Die Bybel onderskei dit klaar. Maar om dit wat waar is, op die regte plek te plaas. Beproef jou voor God om die woord van die waarheid reg te sny. Die rede daarvoor is omdat die wet en genade nie dieselfde program is nie. En God het ons nooit gevra om die wet en die genade te meng nie. Die wet was die verbond tussen God en Israel, en die wet en die verbond is gebou op prestasie. En daarom is die wet, soos die opskrif sê, nie vir die kerk gegee nie. Dis nie 'n verbond wat God met die Nuwe Testamentiese kerk van die heidene het. Hierdie wet was 'n verbond tussen God en Israel, gebou op prestasie. God het gesê, as jy my woord gehoorsaam en my wet gehoorsaam, sal ek jou seën. As jy my woord ongehoorsaam is, sal vervloeking oor jou kom. Hoor wat sê hy in Deuteronomium, Moses sê aan die einde van sy lewe, herhaal hy die wet vir die nuwe geslag voor hulle van Kades af die beloofde land ingaan nadat die ou geslag vir 40 jaar in die woestyn gesterf. As jy dan goed luister na die stem van die Here, jou God, om sorgvuldig te doen al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. As jy luister, is daar seën. Maar hy sê in dieselfde hoofstuk in vers 15, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God nie, om sorgvuldig te hou al sy gebooie nie, om selfs hierdie woord wat reg is vir Israel reg te sny, en sy insettinge wat ek jou vandag beveel het, nie gehoorsaam nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Paulus skryf aan die ander kant, hy sê in Romeine 3 vers 20, noem hy dat deur die wet, ons 'n wet het dit ons kennis van sonde geopenbaar. En as jy aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal wees nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. So die wet leer ons hoe tot onvermoë ons is om goed te doen. Want die wet is volmaak. En die wet sê, dis die standaard, en die wet sê, jy kennis nou, en as jy dit nou doen, is die loon van jou sonde die dood. Die wet gee my kennis van sonde. Johannes skryf in Johannes 1 vers 17, hy sê, want die wet is deur Moses gegee, en die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die wet vir Israel is deur Moses gegee. Jesus het gekom en vir ons die waarheid en genade gegee. Baie duidelik hierdie twee ooreenkomste of verskille wat hierdie twee ooreenkomste daar blyk te wees nie ooreenkomste kan maak nie. Die wet ontbloot ons skuld, maar die wet kan nie ons skuld verwyder nie. Die wet veroordeel ons, maar terselfdertyd kan die wet ons ook nie regverdig nie. Want die wet wys die sonde en die straf van die sonde.
Die wet is egter heilig, die wet is perfek, en die wet is regverdig. Maar dit was nooit die plan om sondaars daardeur te red nie. Die wet is aan Israel gegee om anders te lewe en God anders te dien. Die wet was die spieël wat wys hoe dringend ons 'n verlosser nodig gehad het. In Galasiërs 3 vers 24 sê die apostel Paulus, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons regverdig kan word uit die geloof. Die sonde moes ons na Christus toe dryf, sodat ons regverdiging deur geloof in Christus Jesus kan ontvang. Maar nou, dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Want nou het die Heilige Gees bring vir ons die oortuiging. En nou is die wet nie meer nodig om ons na Christus toe te dryf nie. Want ons het nou tot geloof gekom. En nou wandel ons saam met hom, en nou is daar nie meer 'n rede vir 'n tugmeester om my sonde te wys nie, want my sonde word nou in Christus deur die werk van die Heilige Gees, deur die proses van vervulling en oorname, word dit nou hanteer. Waar ek gewilliglik by 'n keuse maak. Genade is God se program vir die liggaam van Christus. Genade is nie 'n opgradering van Moses se voorwaardes, se standaarde na iets beters nie. Genade is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens, 'n nuwe bedeling. Genade verklaar die volgende: julle is nie onder die wet nie, julle is onder die genade. Hoor wat sê Romeine 6 vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Romeine 3 vers 24 sê, julle word sonder verdienste deur sy genade geregverdig. Hy sê, en hulle word deur sy genade, sonder dat jy iets doen, geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Efesiërs 4 vers 30 praat dat jy verseël word tot op die dag van verlossing. Hy sê, bedroef die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Die Heilige Gees se inwoning bring vir my as kind van God die sekerheid, die verseëling, die waarborg, dat die dag as God, of die dag van verlossing gaan plaasvind, waar die hele wêreld gaan loskom, daar 'n oomblik gaan wees wanneer God sy kinders van hierdie aarde af gaan wegneem en hierdie genade dispensasie tot 'n einde gaan kom. En dit die liggaam van Christus se dag van verlossing is. Onder genade sê dit Christus se geregtigheid word gegee. Dit word nie verdien en vergifnis is afgehandel en voltooi. Verlossing is veilig, ontstaan in sy volmaaktheid en nie in ons of as gevolg van ons prestasie. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê juis, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons in hom geregtigheid van God kan word. God het Jesus, wat geen sonde geken het, my sonde op hom laat neerkom. Ook in Jesaja 53. En sy geregtigheid op my laat neerkom. So hierdie oorskakeling, die Engels praat van imputation, toegerekende straf, toegerekende geregtigheid. My straf op hom, sy geregtigheid op my. Genade verbeter nie die wet nie. Genade vervang dit vir die kind van God, sy posisie
voor God. Dat wanneer God nou na die sondaar kyk wat Jesus aangeneem het, kyk hy deur die offer en deur die bloed, en hierdie persoon wat dit aangeneem het, is vry van die straf, en God kyk deur die offer van Christus na sy kind wat hom aangeneem het. Want op 'n ander plekke praat hy wat ons moet beklee met die nuwe mens. Dis die ou kleed uittrek en daai kleed vir Christus gee van sonde en straf en sy geregtigheid aantrek. Sodat wanneer God nou na my kyk, hy kyk deur die bloedoffer en dit regverdig die feit dat omdat hy in my plek gesterf het, ek nou kan leef. En hy gee my 'n nuwe posisie. Wanneer jy die wet en genade meng, dan is die gevolg daarvan, jy vernietig albei. Dis waar die verwarring inkom. Wanneer mense Israel se wetverse op die liggaam van Christus, die kerk, wil toepas, leer hulle uiteindelik, wanneer jy vat Israel se wetverse en jy maak dit van toepassing op die liggaam van Christus, dan leer jy die volgende. Jy kan jou redding verloor. Want onder die wetverse sê, jy moet volhard tot die einde toe. Die onderhouding van gebooie in die tweede plek moet gebeur om die mens gered te hou. Geloof moet deur werke bewys word om enige waarde vir saligheid te hê. So as jy wetverse vir die liggaam toepas, dan kom hierdie verwarring. Jy moet volhard. Jy moet die wet onderhou en daar moet jou geloof sal deur werke bewys word, sodat daar waarde vir jou saligheid kan wees. En die derde wat jy leer is, verdrukkingsgedeeltes word nou van toepassing op die liggaam van Christus. En nou kom ouens wat sê dat die liggaam van Christus deur die verdrukking sal gaan. Dat daar nie 'n ding bestaan soos 'n voor-verdrukking wegraap. Want hulle meng twee dispensasies en hulle wil dit in een dispensasie, een leefwyse maak. Nie een van hierdie boonste drie nou, dat jy moet volhard tot die einde toe, dat jy moet die wet onderhou en geloof moet geopenbaar word in werke, en die verdrukkingsteksverse is nou deel van die liggaam. Nie een van hierdie drie is waar vir die kinders van God. 'n tweede saak wat belangrik is, wanneer ons wet en genade meng, vernietig jy alles, kom die vraag dan maar wat nou van, Jesus het gesê, volhard tot die einde toe, om gered te word. Dit staan in Matteus 24 vers 13. En dadelik kan dit verwarring bring. Die saak is egter, dat hy het met Israel gepraat gedurende die tyd van verdrukking, en nie met die liggaam van Christus nie. Op daardie stadium was die liggaam van Christus nog nie eens geopenbaar, daar was 'n verborgenheid. Ja, maar wat van Jakobus? Jakobus het gesê, geloof sonder werke is dood. Maar kyk in Jakobus 1 vers 1, met wie het hy gepraat? Hy het met die 12 stamme in verstrooiing gepraat. Hy het met die Jode gepraat, wat verstrooi is na die dood van Stefanus en die vervolging onder die Jode, waar die Jode gevlug het na alle lande toe. Jakobus skryf aan hierdie 12 stamme in die verstrooiing, en hy sê, dat jou geloof sonder werke is dood. Hy praat nie met die liggaam van Christus nie. Die Hebreërboek, Jakobus sendbrief, Petrus sendbrief, en selfs Openbaring, handel oor Israel se koninkryksprogram, en nie oor die liggaam van Christus nie. En daarom moet ons dit reg sny. Dis hoekom die kerk in Openbaring 4 weg is. En die hele 6 tot 19 praat oor die verdrukkingstyd, waar dit gaan oor Israel se nasionale herstel, se verleiding deur die anti-kris, hulle verwerping van die anti-kris, die vervolging van die anti-kris, hulle herstel en die koms van Jesus, Openbaring 20.
saam met sy kinders. Die wegraping vind plaas vir sy kinders. Die tweede koms kom hy met sy kinders. Wegraping van die aarde af hemel toe. Tweede koms van die hemel af aarde toe. Kom saam met sy kinders om Israel 'n aardse koninkryk te kom vestig wat hy beloof het. En die laaste boeke van die Bybel is weer koninkryksprogram. En dit moet ons leer om te onderskei. Dit gaan soveel misverstande en wanorde uit jou interpretasie uit, as jy hierdie verskil kry. Genesis tot Middelhandelinge is Israel. Paulus kom tot bekering in Handelinge. Die verhaal van Handelinge gaan voort. Paulus se sendbrief in die geskiedkundige deel. Romeine tot Filemon is aan die heidene geskryf en die Jode wat Jesus as Messias aanvaar het. Die kruiswerk van Jesus aanvaar het. En dan Jakobus, Petrus, Johannes, Judas Openbaring is weer geskryf vir die koninkryk program vir Israel. Paulus se woorde juist staan in teenstelling. As ons nou dink aan Matteus 24 wat sê, volhard tot die einde toe jy sal gered word. Wat Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Daar kan nie oordeel wees nie, want Christus het die oordeel op hom geneem. Ons oordeel op hom. Romeine 8 vers 33 en 40. Dis God wat regverdig maak. Hy vra, wie is dit wat veroordeel? Niemand kan veroordeel. Hy gaan verder en hy skryf in Romeine 8, hy praat van die hoogte en die diepte en al daai goeie. Hy sê, wie kan my skei van die liefde van Christus? Die wet bring net veroordeling. Genade bied regverdiging. Meng hierdie twee en jy verloor die krag van die wet en jy verloor die krag van genade. En dis die gevaar om die twee te meng. Die oomblik wat jy reg verdeel, is alles in plek. Dit word alles duidelik as jy verstaan dat die wet was Israel se verbond, was nooit bedoel vir die kerk. Genade is die identiteit van die liggaam van Christus. Die wet het geregtigheid geëis, die loon van die sonde is die dood. Genade eis nie, genade gee die geregtigheid van Christus. 2 Korintiërs 5 vers 21, my sonde op hom, sy geregtigheid op myne. Die wet veroordeel, Romeine 3 vers 19. Genade regverdig, Romeine 3 vers 24. Die wet het in Israel se aardse koninkryk program gewerk. Genade plaas die liggaam van Christus in hemelse plekke in Christus, Efesiërs 2 vers 6. Jy moet maar die teksverse gaan lees. Ons nou al so baie oor hierdie teksverse gepraat. Ek wil dit nie elke keer lees en lees en lees nie. Ek wil hê jy moet dit gaan lees. Lees Romeine 3. Lees Efesiërs 2. Dat ons is opgewek saam met hom in die hemele in Christus. So genade plaas ons in hemelse plekke omdat Christus daar is. Die wet vereis en die verbonde vereis dan aan die ander kant dat Jesus moet aarde toe kom om vir Israel 'n aardse koninkryk te kom vestig. Verdeel reg, alles in plek. Die werkeverbond vir gelowiges, of die wetverbond verskoon, word vir gelowiges verwyder. Efesiërs 2 vers 15. Daar is nie meer 'n wet nie. Ons staan nou onder 'n nuwe wet en ek gaan nou vir jou lees. Tog is ons as kinders van die Here nie wetteloos nie. Want Romeine 8 vers 2 sê, ons wandel onder die wet van die gees van die lewe wat in Christus Jesus is. Ons wandel oor die wet van Christus. Die wet van die gees
van die lewe in Christus. Dis nie die wet van Moses wat ons nou hier onderwandel nie. God se geregtigheid word in ons vervul en nie deur ons nie. Romeine 8 vers 4. Die kind van God is volkome in Christus en het niks kort, die Kolossense 2 vers 10. Geen teenstrydighede, geen vrees nie, geen verwarring nie, net waarheid, skoon, duidelik, kragtig evangelie, wat reg verdeel is. Kom ons kyk ten slotte na die kort evangelie van die genade. Verlossing vandag is nie wetgebaseerd nie, is nie werke gebaseerd nie, is nie prestasie baseerd nie. Paulus se evangelie word gegee, hy sê daai evangelie red. Christus het gesterf, Christus is begrawe, Christus het opgestaan, Christus het verskyn. Glo dit en jy's gered, jy's verseël, jy's geregverdig, jy's onder die genade en jy's nie onder die wet. Die Here help vir julle. Die Here seën ook hierdie woord.